Baie welkom by vanoggend se diens. Ons is besig met die Sondagsprekinge. So ons is by vers 8. Ek het dit sommer op die bord gesit vanoggend. Ons gaan dit lees en daarna gaan ons saam bid. Matteus 5 vers 8. Ek kry 83 vertaling en dan die ou vertaling gaan ek lees. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons net saam. Here Jesus, ons kom in hierdie oggend en Here, ons harte is daadwerklik vol van lof, vol van dankbaarheid. Here, eerstens net vir die wete dat U en U alleen God is. Dat daar nie 'n naam bo U naam is nie. Dat daar nie 'n krag of 'n mag of 'n heerskappy bo U is nie. En dat U altyd in beheer is. En dat U die een is wat alles ten goeie meewerk vir die wat U liefhet. Here, ons dink vanoggend en elkeen wat vanoggend nie hier is nie, welke rede ook. Maar eintlik, Here, wil ek vir hulle bid wat se harte koud geword het. Wat lou geword het in hulle verhouding met U. Ons wil bid, Here, dat U elkeen van daardie mense se harte sal werk. Here, dat ons, wat sê ons is U kinders, dat ons sal terugkeer na ons eerste liefde vir U toe. Here, ek dink so in daai gedeelte in Openbaring 2, die brief van die gemeente van Efese, waar hy sê, ek het teen julle dat julle julle eerste liefde verlaat het. En ek bid, Here Jesus, dat ons nooit gemaksigtig sal wees nie. Here, dat ons altyd vurig van gees sal wees en U sal dien met oorgawe. Here, dat ons sal besef dat ons is verlore sonder U. Dat U God is en dat U die een is wat lewe gee. Maar ook, Here Jesus, dat U soewerein is. Ons is dankbaar vanoggend vir die woord, Here, wat ons weet is die waarheid. Wat ons weet is onfeilbaar. Here, al sê die wêreld wat, al is daar soveel menslike opinies, al is daar soveel sosiale druk, om dit wat sonde is reg te noem. Kom ons vanoggend, Here, en ons skaar ons by U woord. Here, by U woord, as iets sonde is by U, volgens U woord, dan weet ons dit is sonde. Al sê die samelewing wat. En help vir ons, Here, ons wat sê en bely dat ons is U kinders, dat ons sal opstaan vir die waarheid van die woord. En dankie, Here Jesus, dat U ons nie as weeskinders agtergelaat het nie, dat U U woord vir ons gegee het, maar ook U Gees. Heilige Gees, dat U in ons werk, dat U ons oortuig van sonde, van oordeel en van geregtigheid. Kom en word U verheerlik. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. So hierdie week gaan dit oor geseënd of gelukkig of salig is die wat rein van hart is. En dit klink eintlik so mooi, want ek onthou, toe ons nou baie jare, toe ons kinders was, het baie mense die gewoonte gehad om te sê, hoorie, sê nou maar, hierdie persoon, jy gaan nou 'n mooi hart. Hy of sy het nou 'n mooi hart, dis 'n goeie mens. En dan dink almal, sjoe, dit moet dan 'n goeie mens wees, omdat iemand sê, daai persoon het 'n goeie hart. Nou ek wil daarop begin om te sê, hierdie is nie dit nie. Dis nie te sê, as iemand 'n goeie hart het, hy is eerstens gered nie. Want as baie mense wat goeie harte het, wat werklik ongered is, wat nie die Here Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker nie. So ek wil begin en ek wil 2 verse lees. Ons heel eerste punt is dan natuurlik, die wat rein van hart is. Ons lees Psalm 24 vers 3 en vers 4, die ou vertaling sê dit vir my die mooiste. Wie mag klim op die berg van die Here,
en wie mag staan in sy heilige plekke? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Is sien, 'n rein hart wat hier beteken, is 'n rein hart wat nie vals is nie. Dis 'n hart wat die Here Jesus werklik liefhet bo alles. Dis 'n hart wat onverdeeld is. Dis 'n hart wat nie dubbelsinnig is nie. Dis 'n hart wat nie verdeeld is van, moet ek die wêreld lief hê of moet ek nou die Here Jesus lief hê nie. Dis 'n hart wat daadwerklik gerig is op liefde vir die Here Jesus Christus en hom alleen. Wat besef dat, hoor hierso, ek kan nie die wêreld en die Here God gelyk lief hê nie, want die Bybel sê, as ons die wêreld liefhet, dan is ons 'n vyand van God. Die meeste van ons ken tog die grootste gebod. As ek reg is op dit sê. Kan iemand onthou? Die grootste gebod. Die Here jou God liefhet met jou hele hart en jou naaste lief hê soos jouself. Dankie, Aubrey. Jesus antwoord hom, jy moet die Here God, jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Jy sien, hy sê nie hier met net 'n gedeelte van jou hart of 'n verdeelde hart nie. Jy moet die Here lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. In die vertaling sê met al jou kragte. Met ander woorde, 'n onverdeelde hart. 'n Hart wat gerig is op die Here God. Ek het die Here lief omdat hy my gered het, omdat hy God is, omdat hy vir my goed is. Dit beteken ek het 'n onverdeelde hart. En omdat ek 'n onverdeelde hart het, dan is ek gehoorsaam in die Here in alles wat ek doen. So met ander woorde, 'n rein hart. Dit is iemand wat elke dag kies om die Here lief te hê. Wat elke dag kies om gehoorsaam te wees aan die Here. Want dis wat die Here van ons verwag. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir rein, is die woord kataroi. En ek wil 3 woorde noem, wat eintlik vir ons bietjie makliker laat verstaan. Skoon, onvermeng en suiwer. Dis 'n hart wat ons moet hê. 'n Hart wat nie besoedel is, wat nie beïnvloedbaar is met die dinge van die wêreld nie. Want ons weet hoe dit werk in vandag se tyd. Hoorie, dit wat die Bybel sê, is sonde in vandag se tyd, kom die wêreld en sê, nee, hoor hierso, maar dis nie eintlik sonde nie. Dit wat die Bybel sê, is geskryf vir die mense in daardie tyd. Dis op toepassing vir die mense van daardie tyd. Die Bybel is nie so akkuraat nie. Nee, ons moet in liefde verdra. 'n onverdeelde hart, 'n rein hart, kies altyd die woord van die Here, kies die Here altyd bo alles, bo almal. Selfs al is die druk hoe groot. So dit verwys na 'n dieper innerlike heiligheid, suiwerheid, waar die Here nommer 1 in jou lewe is. Jy sien, die Jesus praat hier van 'n volmaakte persoon wat sonder sonde is. Maar hy praat eintlik hier van iemand wat hom liefhet met 'n ondubbelsinnige hart, wat nie 'n dubbelsinnige hart het nie. Want daar's baie kinders van die Here wat sê hulle is kinders van die Here, maar hulle het die wêreld nog lief. Die oomblik as daar gepraat word van hoor hierso, hierdie ding, die Bybel sê dis sonde, maar hoor hierso, ek is al ongemaklik oor hierdie gesprek, so ek wil nie betrokke raak nie. Jy sien, sonde word in vandag se tyd vertroetel. Sonde word goed gepraat. Dan word al so ver gegaan om te sê, maar die Bybel is eintlik verkeerd. Wat ek nou sê, is verskriklik ongewild in die wêreld daar buite. En ek gaan eens 'n bietjie van die onderwerp af. En ek weet, ek is nou, hierdie ding word op die internet gesit. So ek sê dit, omdat ek gelei voel, die Here wil hê ek moet dit doen. Sonde is sonde. As die woord van God sê, dis sonde. Ongeag wat die wêreld sê.
So ek wil sê, homoseksualiteit is sonde. Dis nie 'n groter sonde as enige ander sonde nie. Die Bybel sê dis sonde. Dis nie 'n kultuurding nie. Dis nie iets om te sê, maar hoor hierso, die Bybel, daardie tyd was dit sonde, maar omdat Jesus nooit daaroor gepraat het self nie, dan is dit nie sonde nie. As jy 'n rein hart het, dan het jy 'n hart vir die Here Jesus. Dan is sy woord vir jou die belangrikste, die hoogste gesag, want die Here het dit gesê, nie mense nie. Ons is nie op hierdie aarde geplaas as jy waarlik 'n kind van God is. As jy die Here liefhet bo alles, dan sal jy staan met wat die woord van die Here vir jou sê, al is jy hoe ongewild. En glo my, as jy so uitspraak maak soos ek nou gemaak het, dan is jy ongewild. Want jy is liefdeloos. En wie is jy om te oordeel? Die oomblik as jy sê wat die woord van God sê, dan is die mense vinnig om te sê, maar wag 'n bietjie, wie is jy om te oordeel? Gaan lees bietjie 1 Korintiërs 5, wat sê ons in die kerk, ons mag oordeel. Ons mag sonde uitwys. OK. Ek wil weer sê, 'n rein hart is 'n hart wat ondubbelsinnig voor die Here God is. 'n Hart wat gerig is op liefde vir die Here en hom alleen. Wat nie wisselvallig is nie. 'n Hart wat nie, as ek by hierdie gesprekke is, dan praat ek saam met hierdie mense net om hulle nie aanstoot te gee nie. Maar as ek by die kerk is, dan praat ek al die geestelike dinge, want ek is nou by die kerk. In die bergprediker Matteus 5 sê Here Jesus baie duidelik, dat jy moet jou lig laat skyn, jy moenie dit onder 'n maatnemer wegsteek. Ons is nie geheime agente vir die Here nie. Daar's te veel kinders van die Here wat geheime agente wil wees. Wat wil wegskraam van hierdie moeilike gesprekke, waar die woord duidelik is oor sonde. Hoe kan jy 'n rein hart hê? Hoe kan jy 'n rein gewete voor God hê, as jy goed praat, wat in die Bybel duidelik sonde is? Dan het jy mos 'n dubbelsinnige hart. Maar o wee, ons is in vandag se tyd het ons so vrees om mense net nie te na te kom. Maar ons vrees nie God nie. En die Bybel leer ons moet hom vrees, wat die liggaam en die siel in die hel kan help. Ons moet nie mense vrees wat die vlees iets kan doen, maar dis al wat hulle kan doen. Ons moet God vrees. Ek gaan aan. Die volgende Griekse woord wat ek wil noem is die Griekse woord vir hart. En dit is eintlik 'n bekende woord. As jy 'n hartdokter gaan sien, weet julle wat sy naam vir die mooi naam vir 'n hartdokter? 'n Kardioloog. So die Griekse woord is kardio. Want jy sien, die hart is die kern van ons wese. Dis die bron van jou wil, jou motiewe, jou emosies. Jy sien, wanneer die Jesus praat van 'n rein hart, dan praat hy van iemand wat met sy hele wese gerig is op die Here en niks en niemand anders nie. Waar hy of sy die Here liefhet bo enigiets anders. Bo man of vrou, bo kinders, bo kleinkinders. Waar die Here nommer 1 in jou lewe is. Dis 'n ondubbelsinnige hart. Dis 'n rein hart vir die Here Jesus. Dis nie 'n mooi hartjie soos ons groot geword het nie. Ag, daai persoon het 'n mooi hartjie. Dit is 'n rein hart vir God. Daar word gelees in Psalm 24. Wie mag staan op die werk van die Here? Wie mag kom op sy heilige plekke? God is 'n heilige God. Slegs die wat rein van hart is en suiwer van hande is. So met ander woorde, as jy 'n rein hart het, dan beteken dit jy is gewillig om gehoorsaam te wees aan die Here. Jy is gewillig om hom lief te hê bo alles.
Jy's gewillig om hom te dien elke dag van jou lewe, ongeag die prys wat dit jou kos. Want glo vir my, as jy die Here waarlik liefhet bo alles, en as jy opstaan vir die waarheid, gaan dit jou prys kos. Gaan dit jou waarlike prys kos. Jakobus 4 vers 8, die ou vertaling. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Sjoe, dit is duidelik. Reinig jou hart as jy dubbelhartig is. Hoor jy, het jy al gesien as 'n mens bestuur? En ons weet ons nou wêreldwyd is almal 2 bane. Wat gebeur as ek so half ek weet ons het so geleer as jou leerlinglisensie skryf, as jy wydsbeen ry. Wat gebeur met jou? Die kans is goed dat jy in 'n ongeluk gaan kom. Okay, julle verstaan wat ek bedoel, wydsbeen met die baan, nee. Dit beteken jy ry halfpad in die ander baan. Dis 'n gevaarlike ding. Want as jy dit gaan aanhou doen, of jy gaan in 'n ongeluk kom, dan gaan iets slegs met jou gebeur. En daar is soveel mense wat dubbelhartig is in vandag se tyd, kinders van die Here, wat nie bereid is om met 'n rein hart die Here te dien nie, waar 'n rein hart eintlik ontbreek. Want dit is so half van, ek wil net gewild wees. So nou is die vraag, hoe kry jy 'n rein hart? Wat moet ek doen? Wat moet ek doen as kind van die Here om 'n rein hart te hê? Punt nommer 1. Erken jou onreinheid. Prediker 7 vers 20. Nou predikers in die Ou Testament. Daar is geen mens op hierdie aarde regverdig nie. Niemand wat dit goed doen en nie sondig nie. Ek sê ek en jy moet erken. Al is jy 'n kind van die Here, dan doen ons nog steeds sonde. In die Ou Testament dan, is dit die boodskap baie duidelik. Hoor hierso, ons is nie so goed as wat ons dink ons is nie. Ons is nie so heilig as wat ons dink ons is nie. Daar is niemand op die aarde wat kan sê, hoor jy, ek het nog nooit 'n voet verkeerd gesit nie. Ek is 'n goeie mens. Ek het 'n goeie hart. Wel, dit is goed vir jou. Maar vrees jy die Here God bo alles? Het jy werklik 'n rein hart? Is jy gehoorsaam in die woord van die Here? Hoor wat sê Paulus Romeine 7 vers 18. Ek weet immers dat die goeie nie my woon nie. Nie my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Hoor jy so? As ek hierdie lees, dan sien ek myself ook. Is dit met julle ook so? En hy selfe hoofstuk en sê, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dan kom ek agter, maar hoor jy so, al het ek die Here hoe lief, en ek probeer hoe hard met my hele wese, ernstig, trap ek verkeerd, doen ek sonde, kom ek die Here te na. Maar ek dank die Here vandag dat hy 'n genadige God is, dat hy vir al ons sondes aan die kruis gesterf het. Dat hy die boekhou van ons kwaad. En dit motiveer my, en ek hoop dat ek wil eintlik jou aanmoedig. Ek wil by jou pleit vandag, dat hierdie wete, hierdie gedagte, dat God nie boekhou van ons kwaad nie, dat ek jou sal aanmoedig, om 'n rein hart vir die Here te hê. En dat jy hom waarlik sal dien, met oorgawe. Ons is nie hier geplaas, op hierdie aarde, vir 'n gewildheidskompetisie, of om mense te beïndruk, of om die guns van mense te wen. Ons is hier geplaas, primêr, om God te verheerlik, bo alles. Alles wat ek en jy doen. Paulus sê dit, of julle nou eet, of julle drink, of wat ook al julle doen dit tot eer en verheerliking van God. As jy 'n rein hart het, sal dit jou motiveer. Dit sal jou dryfveer wees. Tweede vraag, of tweede punt. Vra vir die Here vir 'n rein hart. Vra vir die Here.
Ek wil 'n vers vir julle lees, ek gaan nou vir julle wys. Onthou julle toe Dawid met Batseba sonde gedoen het. En die profeet Nathan by hom was, toe skryf hy Psalm 51. Vra die Here vir 'n rein hart. Hoor Dawid se gebed. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Dis wat ons moet bid. Om vir die Here te vra, Here help vir my asseblief. Here gee opnuut in my weer 'n standvastige gees, dat ek nie dubbelsinnig sou wees nie, dat ek nie dubbelhartig sou wees nie, maar die mense in my leefwêreld, dat hulle sal sien, dat hulle sal ervaar, dat ek 'n rein hart het, dat ek 'n heilige vrees, 'n heilige ontzag, respek vir die Here God het. Nie vir my eie gewin nie, tot eer vir die naam van die Here, want sy naam is die kosbaarste naam, die magtigste naam, die heiligste naam wat daar ooit sal wees. Ons laaste punt. Hulle sal God sien. Wat se woorde? Hulle sal God sien. So hierdie is nie 'n letterlike nou fisiese sien. Hierdie gaan dat ek en jy die goedheid en die guns en die genade van die Here in ons lewens sal raak sien. Jy sien, baie keer gebeur daar in ons dinge en ons sien nie eens die hand van die Here daarin raak nie. Dat ek en jy sal besef, dit gaan oor 'n diepe verhouding met die Here Jesus Christus. Waar jy 'n persoonlike kennis van die Here Jesus Christus het as jou verlosser en jou saligmaker. Die eindpunt van hierdie belofte is die ewige lewe. Waar ons eendag as jou laaste asem uitblaas, as jy waarlik gered is, waar jy by die Here Jesus sal wees. En vir ons as kinders van die Here, as jy waarlik gered is, daar's niks beter, daar's niks meer kosbaarder, daar's niks meer heiliger, daar's niks beter as dit. As jy laaste asem uitblaas, by die Here te wees. Dis iets vir ons as kinders van die Here, om na uit te sien. Maar ek wil ook sê, dit beteken nie ons moet smag daarna om dood te gaan. If you catch my drift. Maar ons het nog iets om na uit te sien, na die hiernamaals. Hoor jy, en as dit jou nie opgewonde maak nie, as dit jou nie vul met dankbaarheid en lof vir die Here nie, dan wil ek eerlik sê, daar's iets fout met jou. Want jy sien, iemand wat onrein van hart is, het nie die vermoë om die wonderlike majesteit, om die heilige heerlikheid en die grootste almag van God te besef nie. Ook nie om in verwondering te staan oor die Here God nie. Want hulle het 'n onrein hart. Iemand wat rein van hart is iemand wat soos Salomo sal uitroep. Spreuke 20 vers 9. Wie kan sê, ek is rein, ek is onskuldig sonder sonde? Hoor julle wat sê Salomo? Hy roep so half uit. Wie kan dit sê? Die antwoord vind ons by die Here Jesus self. Matteus 19 vers 26. Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Dis net die Here Jesus Christus wat jou 'n rein hart kan gee. Niemand anders nie. Dis net die Here God wat jou 'n rein hart kan gee, 'n ondubbelsinnige hart, 'n hart wat gerig is op die Here God. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy, dat ons nie op ons eie insigte sal staatmaak nie, maar dat ons die Here sal ken in alles wat ons doen. Ek wil afsluit met 2 verse. En hierdie verse som so mooi op as iemand die Here waarlik aangeneem het. Jesegiel 36 vers 26, ek het dit nie opgesit nie.
Ek sê weer, Esegiel 36 vers 26 en 27. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. As jy kan, onderstreep hierdie gedeelte in jou Bybel, highlight dit. Want dit som dit so mooi op, wat dit beteken om 'n rein hart voor God te hê. Ag, mag die Here gee, dat elkeen wat sê dat ons is waarlike kinders van die Here, dat ons punt op die waarlike rein en 'n ondubbelsinnige hart sal hê. Want as jy dit het, dan weet jy sal eendag by die Here wees. Kom ons sluit af met gebed. Here Jesus, ons kom in hierdie oggend. En Here, ons besef dat Here ons as mens, hoeveel keer het ons nie al vir U teleurgestel? Ja Here, ons weet ook dat U woord sê dat U trou is van geslag tot geslag. Dink so in die woorde van Paulus, Here, wat sê oor die diepte en die wysheid en die kennis van God. Wie is daar soos die Here? Wie is daar wat met U vergelyk kan word? Ja Here, wie sal U nie loof nie? Wie sal U nie prys nie? Wie sal U naam nie verheerlik nie? Want U en U alleen is heilig. Ons kom vanoggend, Here, met harte wat gerig is op U. En ons wil U lof sing. Ons wil onsself voormoedig, Here. Ons wil laag buig voor U goedheid. Want Here, ons weet U is God. En ons is nie. Kom Here, en kom skep in ons 'n rein hart. En gee opnuut in ons 'n standvaste gees. Tot eer van U naam. Amen.